Vanoggend gesels ons oor kritiek. 2 Korintiërs 1 vers 12 tot 2 vers 4. As gemeentelede maak ons onsself dikwels baie skuldig aan onnodige kritiek, sonder dat ons die ware agtergrond besef. Omdat ek self nie 'n predikant is nie, dink ek dat ek hierdie onderwerp beslis maar mag aanroer. Die eerste plek waar 'n prediker kronies aangeval word, is sy preke. Ek het al dikwels oop mond geluister as 'n arme prediker se boodskap uitmekaar getrek word. Hy herhaal te veel, word soms gesê. Dalk moet hy daai gedagte nog 'n paar keer herhaal het, want dit het steeds nie by die hoorder ingesink nie. Ek het al die argument gehoor dat 'n sekere leraar net oor liefde en genade preek en gans te min oor sonde. Die hoorder wou 'n regte, egte hel en vuur preek gehad het. En wanneer die leraar die dag oor sonde preek, dan is dit ook nie reg nie, want dan begin hy bitter persoonlik raak. En dan is daar die mense wat vir die prediker wil voorskryf waaroor sy preek die volgende Sondag moet handel. Baie duidelik verstaan hulle nie hoe 'n preek werk nie. Kom, ek probeer verduidelik. 'n Prediker sonder hom af in gebed en vra dan vir die Heilige Gees om hom te lei in sy voorbereiding vir die preek. Die boodskap wat hy gaan oordra is nie noodwendig wat die mense graag wil hoor nie, maar mag niks anders wees as 'n boodskap van God nie. Daarom is dit van uiterste belang dat die prediker in volle afhanklikheid van die Here nie alleen die preek sal voorberei nie, maar ook die onderwerp sal kies. As die Heilige Gees hom dit op die hart lê om oor liefde en genade te preek, dan sal hy ongehoorsaam wees as hy besluit om eerder oor iets anders te preek. Aan wie moet jy nou eerder gehoorsaam wees? Mense of die Here? 'n tweede terrein waar predikers met die sweep bygekom word, is dikwels die aantuiging dat hulle nie hulle werk doen nie. Hierdie vinger word gewoonlik gewys sonder dat die persoon hom vergewis van die ware omstandighede. Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. 'n Leraar is nie 'n supermens nie. Hy's 'n doodgewone mens wat geregtig is om 5 dae per week en 8 uur per dag te werk. Nie een van ons, buiten die werkslawe natuurlik, is bereid om meer te doen nie. Kom ons begin by die preek. Voorbereiding vir 'n preek neem gewoonlik tussen 20 en 30 uur per week. Dit is al klaar 4 werksdae. Die 5de dag moet hy inruim om hospitaalbesoek te doen, by hospitale wat dikwels wyd verspreid is. Hy moet vergaderings bywoon, preek, katekese hou, krisisbesoeke doen, sinodale verpligtinge nakom, administratiewe sake in die kerkkantoor afhandel, begrafnisse hou, nog baie meer dinge. En dan word daar van hom verwag om boonop in daai dag ook tyd in te ruim om deur die jaar by 500 besoekpunte huisbesoek te gaan doen. Mag ek dit nou maar baie kategories stel. Dit is menslik totaal onmoontlik. Ek het 'n baie insiggewende stukkie geskryf getitel Die Dagboek van Dominee X. Lees dit gerus by die skakeltjie chl.co.za/DSX.
Ek dink Paulus het dikwels ook maar moedeloos geraak, want hy moes kritiek verduur van nie net een nie, maar talle gemeentes wat hy en sy medewerkers oor 'n klompie jare gevestig het. Hy staan steeds pa vir elke gemeente en hy neem hulle probleme persoonlik op. Hoe Paulus dit kon regkry, is 'n wonderwerk. Hier sit hy nou juis weer met 'n reuse kopseer met die gemeente in Korinte. Dinge gaan nie lekker daar nie. En dan het die gemeentelede boonop nog die vermetelheid om hom te kritiseer en sy werksmetode te bevraagteken. Hy het dan beloof dat hy hulle sou kom besoek, en toe doen hy dit nie. Waarom? Hy versuim sy pligte. Waarom kom doen die dominee nie by my huis besoek nie? Hy versuim sy plig. Werklik? Boonop verstaan hulle nie alles wat Paulus skryf nie. Hy beter maar persoonlik kom verduidelik as hy weet wat goed is vir hom. Paulus verduidelik dat hy opgetree het met openhartigheid en eerlikheid wat van God afkom. Boonop durf hy hom nie deur mense se wysheid laat lei nie, maar alleen deur die genade van God. So skryf hy in vers 12. Ek hoop net, julle sal ons eendag heeltemal verstaan, sug Paulus. Paulus word beskuldig van wispelturigheid en onbetroubaarheid, omdat hy nie die gemeente besoek het soos hy beloof het nie. Wanneer hy hulle hieroor antwoord, gaan soek hy eers die fout by homself. Was hy dalk oorhaastig of as gevolg van menslike oorwegings? Maar dan kom hy tog tot die slotsom dat hy geluister het na die Here, want as hy die voorgeneme besoek gemaak het, sou hy nie die wil van die Here gedoen het nie. Die Here se boodskap hieruit vandag aan jou en my is dat ons baie mooi moet dink voordat ons sommer wild begin kritiseer. En dan wil ek sommer byvoeg dat dit nie net oor die leraar gaan nie, maar ook in die algemeen. Vergewis jou eers deeglik oor die omstandighede voordat jy beskuldigings begin rondgooi. Maar dan is daar ook 'n tweede faktor wat in ons gedagte moet hou. Wat is die wil van God? Wie van ons durf vir die Here voorskryf wat hy moet doen en wat nie? En wat hy vir ons mag sê en wat nie? Hy is immers die Here. Kom ons bid. Here, plaas asseblief 'n wag voor my mond en laat my 2 keer dink voordat ek kritiek begin uitspreek. Amen.